Provider, healer, he must be. Everlasting Father, the one who saved our souls. Emmanuel, Master, Teacher, Ruler, King of Kings is he. Who is he that calms the raging sea? Who is he? Wees gegroet in die oorwinnende naam van ons Heiland, die Here Jesus Christus. Baie dankie dat u ingeskakel het om met my te wees op hierdie program Jesus Christus bevry jou siel. Ek wil vir u baie dankie ook sê vir die ondersteuning wat verskaf word om seker te maak dat hierdie program op die lig kan bly. En natuurlik wil ek vir u vra, omdat dit ook op YouTube opgelaai word met die eerste uitsaai van die program, wil ons graag meer mense bereik. Mense wat nou miskien nie die kruiskyk modem het nie. Hulle kan hom op YouTube kry, maar as u familie het, as u vriende het, as u bekendtenisse het, as u van mense weet wat dalk oorsee is, wat geïmmigreer het, maar hulle is Afrikaans en hulle wil in Afrikaans hoor, kontak hulle, stuur vir hulle hierdie link, hierdie koppeling, en vra dan, en ek vra vir u ook, wanneer u dit op YouTube kyk, druk die like knoppie en druk die subscribe knoppie. Dit is net om die algoritme op te kry, sodat YouTube dit op 'n wyeer vlak kan versprei. U het voorbaat benut uit hierdie program. Ek glo, ek dink, ek het van u af gehoor dat dit die geval is. So, ja, kom ons probeer soveel as moontlik mense bereik. Sal ons saam bid. Vader in die hemel, dankie vir die voorreg om saaiers van u saad te wees. Die saad, goeie gehalte saad van God se woord. U woord sê, hulle wat uitgaan en sakke saad dra om te saai, gaan uit bewoe met trane in hulle oë, maar hulle sal sekerlik terugkom met gerwe van koring, die oes van siele. Here, seën die gehoor van u woord, seën my stem, dat dit u salwing sal dra. Ek vra vir hierdie guns in Jesus naam. Amen en amen. Nou, God is 'n beloner van diegene wie na hom soek. En ek sal graag met u wil praat rondom hoe ons onsself kan inrig om daardie loon, daardie beloning van God, the reward of God, to receive it, to be susceptible, to be accessible, om toeganklik te wees. Onsself, dat ons aardekruike sal kan oplig en sê, Here, hier is my beker, maak my vol, maak my tot oorlopend toe vol. Laat u salwing, laat die olie van u Heilige Gees binne in my wees, tot 'n mate dat ek, waar ook al ek gaan, andere ook kan benut, kan gee van dit wat ek het. Ons lees saam uit die boek van Jakobus. Ek wil graag daar begin, en natuurlik daarna wil ek in die boek van Deuteronomium wees, en ook in die boek van Hosea. So, dit is Jakobus 5, en ek lees vanaf vers 7. Engels lees ek eers, be patient then, brothers and sisters, until the Lord comes, or until the Lord's coming. Now see how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and the spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near.
Wow, wonderful. Kom ons lees dit in Afrikaans. Wees dan geduldig, broers en susters, totdat die Here weer hier is. Dink net hoe 'n boer uitkyk vir die herfs en lente reën. Hy wag geduldig vir die kosbare oes wat die land oplewer. Net so moet julle geduldig wees en skep moed, want die koms van die Here is naby. Dit gesê, ek weet nog nie of ek het met u gedeel het nie, maar vir die afgelope, wat kan ek sê, 18 jaar of langer, bly ek net so buitekant Mamasbury in die Swartlandstreek. En hierdie Swartlandstreek is 'n baie mooi area. Ek wil my half verbeel dat die Mamasbury munisipaliteit is een van die best bedrewe munisipaliteite. Mamasbury het ook voorheen baie toekennings gewen as een van die skoonste plekke in Suid-Afrika. En ek is eintlik trots om te sê, dis vir my wonderlik om die agterpaaie van die plase te ry en na ons dorpie toe, ten tye van Maart, April, Mei, Junie, Julie, dan word hy plek so groen, so wonderlik mooi van al die gesaaide lande. Daar is haver, daar is gars, daar is koring, daar is lucern, daar is canola. En wanneer dit in sy rypwording proses is oor die maande, is dit 'n wonderlike ding om te sien. Dan natuurlik, as gevolg van die tyd wat ek nou gespandeer het, sedert my verblyf nou in daardie plek is, in daardie rigting is, het ek ook myself goed verken met hoe die seisoene ontvou en hoe die tyd van die reën sy toepassing het met die landelike produksie wat daar moet plaasvind. So wat ons nou net gelees het, van die geduld wat ons moet hê en dat ons ook onsself moet aandag skenk aan hoe 'n boer geduldig is en hoe hy weet presies dat sy grond was geploeg gewees, sy grond was bemis gewees, sy grond was besaai gewees met saad, en dan is die afhanklikheid van seisonale reën, die vroeë reën, die middelreën, die laat reën, en dit is rondom daardie gedagtes wat God 'n geheim aan ons oordra met betrekking tot hoe ons onsself kan inrig vir sy seëning ook. Sodat ons ook op tyd kan oes, dat daar opbrengs is, geestelike opbrengs is vir ons, wanneer ons hierdie beginsels toepas, wat ons leer uit hierdie landelike dinge. So, looking at things that are rural, looking at things that are agricultural, there is a lesson to be learned, and we learn this lesson in the book of Deuteronomy, and we read Deuteronomy chapter 11, verses 8 to 15. Chapter 11, 8 to 15, and observe therefore all the commands I am giving you today, so that you may have the strength to go in and take over the land that you are crossing the Jordan to possess, so that you may live long in the land that the Lord swore to your ancestors to give to them. Nou, wat jy moet besef is, daar's allegoriese taal betrokke, waaruit ons moet bemyn. Kyk wat sê die Here in die boek van Markus, hy sê, kyk, vir sy disippels, aan julle is dit gegee dat julle die geheime van die koninkryk oënskynlik moet kan sien. Dit word aan julle voorgelê, dit word aan julle verduidelik. It is plainly presented to you. It's given to you to know the secrets of the kingdom of heaven. To others I will speak in dark sayings, encrypted language that needs to be decoded, lest they should perceive, understand, repent and be healed. Nou, die geheim rondom daardie stelling is dat daar is maniere wat God praat, dan is dit verskeilde taal. Maar vir ons moet dit oënskynlik wees, so die allegoriese
les wat ons nou leer hier is dat daar is 'n land wat ons moet betree en ons het daai land betree, dis die land van geloofsoortuiging in Jesus Christus volgens die evangelie. Dit is daardie land. Dit is soos ons het 'n reistog aangepak en in hierdie reistog wat ons aangepak het, is daar afstand wat ons moet aflê. En in hierdie afstand aflê is daar tye wanneer ons onsself gaan besig vind met dinge wat vergelyk kan word met landelike prosesse. Ja, jy het reg gehoor. So let's read further. The land you are entering to take over is not like the land of Egypt from which you have come, where you planted your seed and you had to irrigate it by foot as in a vegetable garden. But the land you are crossing the Jordan to take possession of is a land of mountains and valleys that drink in rain from heaven. Nou, dis belangrik. Mense, asseblief, ons moet nou hierdie allegoriese en metaforiese les leer. Die lewe wat ons nou lewe, is verskillend van die lewe wat ons gelewe het, voordat ons die Here aangeneem het. Onthou, hierdie lewe begin met 'n wedergebore ervaring. En die wedergebore ervaring spruit voort uit 'n ontmoeting met die Heilige Gees en die woord van God wat 'n bewustwording in ons laat ontplof. Met hierdie bewustwording wat die woord aan ons verskaf en die ontmoeting met die Heilige Gees, kom ons in 'n wedergebore ervaring. Ons word dan vrygemaak van die Egipte van ons vorige leefstyl en leefwyse. Dit word vergelyk met Satan as die Farao en Egipte is die wêreld waaruit ons nou gekom het. En nou lewe ons onder die heerskappy van Jesus Christus. Hy is ons Here. En ons lewe in die land van geloof. So wat u nou van hoor, is dat in die land van geloof spartel en stry en veg jy en arbeid jy nie soos dit was toe jy in die wêreld gelewe het. Die wêreld is Egipte en Satan is die god van Egipte. Satan is die hoof van die wêreld. Maar hierdie lewe wat ons nou lewe ons in geloof in Jesus Christus. En ons het nou sy koninkryk betree. Ons betree die bemagtiging en die gesag van 'n wêreld, die koninkryk van die hemel, is geplant in ons harte en ons betree dag na dag, oomblik na oomblik, in geloof van Jesus Christus. Onthou, hy sê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking verduur, maar wees vol blydskap, want ek het die wêreld oorwin. Paulus maak baie duidelik wat die oorwinning van die wêreld is. Hy sê, the victory over the world is faith. So geloof, ons keuse om te glo. Nou, wat glo ons? Ons glo die volgende. But the land that you are now entering, this land drinks rain from heaven. It is a land that the Lord your God cares for. Die Here gee om hoe ons lewens bestuur in die geloof. Hoe ons alles in alledaagse omgang en interaksies eers beraad met sy woord. Geloof in sy woord. So, this land the Lord cares for. And the eyes of the Lord your God are continually on it, from beginning of the year to its end. So if you faithfully obey the commands I am giving you today, to love the Lord your God, to serve Him with all your heart, with all your soul, then I will send rain on your land in its season, both autumn and spring rain, so that you may gather in your corn, your new wine, and olive oil. And I will provide grass in the fields for your cattle, and you will eat and be satisfied. Nou, weer eens, allegories gesproke, dis soos metafore wat ontleed moet word en verstaan word. Wanneer daar gepraat word van die reën, ek gaan verduidelik, dan praat ons eintlik van baie spesifieke seëninge
uit die hand van die Here oor ons lewens. Volgens die landelike prosesse, wanneer 'n grond geploeg is, bemis is en besaai is met saad, moet dit benat word. It must be irrigated. And the irrigation comes naturally. Wanneer jy koringlande voorberei, wanneer jy graanlande voorberei, wanneer jy lucernland, jy kan nie besproeiingsstelsels in plek sit nie. Dis net te groot, dis net te veel. So die enigste manier is, jy moet saamwerk met die natuurlike prosesse waarvan gepraat word, dat die hemele sy reën sal gee. So ons weet, soos die seisoene verander, vanaf herfs tot en met vroeë lente, en dan vanaf vroeë lente om in die vroeë somer, die vroegsomer moet jy kan oes. En alles moet dan by daai tyd tot volwassenheid gebring word. Dit moet van self gebeur. Dit is hoe die koninkryk van die hemel werk. Die koninkryk van die hemel is soos 'n man wat 'n stuk landgoed voorberei het en hy het saad gesaai. En die saad was ontvang in die grond. En nadat dit ontvang is van die grond af, het hy niks verder om te doen nie, behalwe om te wag. Want die aarde van self sal dan die lewensontkieming veroorsaak. En dit is God wat dan waag oor daardie saad, wortel skiet, en dan opkom uit die grond uit, om oor 'n 3 maande prosesperiode tot volwassenheid vrug te kan dra. Maar natuurlik praat ek nie eintlik van gewasse in die landgoed nie. Ek praat eintlik van seëninge wat u bekom, deurdat u uself toewy om die prosesse van God se gees na te volg en te strewe vir sy aanraking. So, in hierdie bewoording word daar 4 verskillende woorde gebruik in die oorspronklike Hebreërs om hierdie reën te beskryf. En laat my toe om hierdie woorde aan die oor te dra. Hierdie 4 verskillende woorde. Die een woord is die woord Joreh. Dit is J-O-R-E-H. En dit praat van die voorreën, die former reën, wat natuurlik in die herfs begin. Dit is 'n ligte reën wat diep penetreer, dit werk en verfris die grond. Dit is 'n sagte reën. Dis daai reën wat val en wat week en regtig nat maak. Die tweede woord vir reën wat gebruik word hier om te beskryf hoe die hemel reën verskaf is die woord malkosh. Dit is M-A-L-K-O-S-H. En dit praat van die laatreën, the latter rain. Dit is 'n harde reën. Dit kon nie vroeër gestuur word nie, omdat vroeër was die grond nog 'n bietjie hard gewees, nog 'n bietjie aangepak. Maar nou kan hierdie harde reën deurdring. Dit is jou winterreën. Dit is jou reën wat val, wat dan seker maak dat die onkiemde saad se wortels goed benat kan word. Dit week deur. Die derde reën wat val is die woord matar. M-A-T-A-R. En dit is jou gereelde seisoenreën, soos jou winter nou verloop en uitloop totdat hy hierna aan herfs kom. Na aan lente kom. Jou vierde reën is die reën wat genoem is Geshem. Dit is G-E-S-H-E-M. Dit is baie belangrike gedeelte van die reën. Dit is die gedeelte van reën wat moet val, wat lei tot die finale rypwording voordat die droogmaak proses vir die plante in plek kom. Dit is om tot vervulling te bring, om tot realisasie te bring, om natuurlik na vore te kan bring. Hierdie 4 woorde van reën se beskrywing is wat ons hiervan lees in die boek van Deuteronomium. En in hierdie boek van Deuteronomium maak ons nou die onderskeid tussen hoe dit was in die tyd van Egipte, toe jy baie arbeid en moeite moes inspan om jou opbrengs te kan bekom.
En in teenoorstelling, wanneer jy die beloofde land betree, dan is daar nie meer daardie intense arbeid en moeite nie, maar die hemel vanself gee die reën. Nou, natuurlijk is daar die landelike prosesse wat gebruik word om nou 'n geestelike waarheid aan ons 'n werklikheid te maak. En ons samewerking verg dan dat ons 'n sekere toenadering moet hê na hierdie dinge. In die boek van Hosea 10:12 leer ons die volgende woorde. Hy sê, saai die goeie saad van geregtigheid en julle sal 'n opbrengs van my liefde oes. Now, this Afrikaans wording is slightly losing the gist of what is intended. In die Engels praat ons van sowing righteousness. So, sowing is om te besaai en om in geregtigheid te saai. Ons weet, die geheimagtige geregtigheid is om God se woord te glo. En dan God se woord met jou mond te saai. Jy saai dit deurdat jy bely, jy saai dit deurdat jy profeteer, jy saai dit deurdat jy dit sing in gesange en koortjies. Jy saai dit deurdat jy leer ander, jy leer jouself deur te praat van die woord, jy preek dit, jy evangeliseer dit. Dit is die saai van die woord van die Here, en wanneer dit die woord van die Here is, dan is dit geregtigheid. Saai in geregtigheid. Dan sê dit, maai in genade. Dis 'n baie spesifieke bewoording hier. Dit kan nie verwar word met ander woorde wat dieselfde naby beskrywing het nie. Soos in hierdie geval sê dit vir ons, oes in liefde. Ja, dit is liefde, maar dit is liefde wat na 'n sekere eienskap strewe. En die eienskap is genade. It is mercy. So, in die bergpredikasie, hoor jy die bewoording, ek gaan dit in Engels vertolk, dit sê vir ons, salig is blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Nou, the word obtain, in die Afrikaans is, jy sal dit bekom. Nou kan jy sê, jy sal dit oes, of jy sal dit maai, jy sal dit inversamel. Met ander woorde, hoe gaan jy genade vind in lewensomstandighede? Vanuit mense en vanuit God, is wanneer jy jouself betoon as 'n genadige persoon. Maar ek haas aan om te sê, wat die volgende woorde is, ploeg die grond van julle harte, want dis nou tyd om die Here te soek, sodat hy kan kom en geregtigheid oor julle uitstort. Nou die Engelse weergawe van dit praat van stort reën. Hy sê, sow righteousness for yourself, reap the fruit of unfailing love or mercy, and break up the unplowed ground, ploeg die braakland, want dit is nou tyd, it is now time to seek the Lord until he comes and showers his righteousness on you. So hierdie showers his righteousness on you, het verwysing na reën. Die bewoording wat ons gelees het in Jakobus 5, die bewoording wat ons gelees het in Deuteronomium 11, en die bewoording wat ons nou lees in Hosea 10 vers 12, praat van reën wat val. Maar die reën is eintlik die nalaat van 'n salwing deur die Heilige Gees se aanraking, en wat dan iets produseer in jou lewe, wat 'n verryking van jou lewe bring in jou siel, in jou gees, en ook in jou fisiese omstandighede, en jou interaksies in verwantskap met ander mense. Op die tyd wat voorgeskryf is, sal die opbrengs daar wees, na aanleiding van die saad wat gesaai was. So daar is 'n braakland om te braak.
there is a field that must be plowed. The field is your heart. Jou hart moet geploeg word deur die proses van bekering. Om te besef wat nie reg is in jou nie, en om dan tot inkeer te kom en te bekeer daaromtrent. En wanneer jy daai proses gevolg het, praat jy oor jouself, praat jy oor jou lewe, praat jy oor jou verwantskap, praat jy oor jou omstandighede, jy praat net die woord van die Here, jy praat net die saad van sy woord. Dan, soekend na God, wag jy. Met afwagting, wag jy. God is 'n beloner van diegene wie soekend is na hom. Hy sal jou beloon, en die loon is, and the reward is, the cloud of favor, die wolke van guns sal kom, en soos ons geleer het van hierdie 4 verskillende fases van reën wat val oor sy seisoen tot rypwording, so sal jou lewe benat word deur die salwing van die Heilige Gees. Omdat daar woord in jou is, sal daar 'n ontkieming wees vir jou omstandighede, vir die situasies van jou lewe, vir die verwantskappe van jou lewe, vir die dinge in jou lewe waar jy 'n uitkoms voor wil hê, dan is daar die deeg om dit na vore te bring. The virtue, the substance, the evidence of what you are believing for, there is something to materialize. A blessing, a favor, a wonderful outcome beyond comprehension, as the word of God says. No eye has seen, no ear has heard, no heart has understood what God has in store for those who love Him and are called according to His purpose. For God is able to do exceedingly abundantly more than we can think, ask, or even imagine. Kry die saad in die grond. Kry die saad in die grond. Neem jou Bybel op. Lees. Commit to memory where you find promises. Commit to memory intentions of God, purposeful intentions of God, and speak it over your life. Sing it over your life. Declare it over your life. Prophesy it over your life, and keep watch over it. When the anointing comes, the anointing will have word within you. Not your word, not your presumption, not your superstition, not your error, but the word of God. The anointing will find that word, and the anointing will germinate that word, and the anointing will hasten its maturation. Die woorde van Jesus sê, julle weet, hulle sê altyd nog 3 maande, dan is daar rypwording van die oes, maar ek sê vir julle, die tyd het nou aangebreek, wanneer die een wat oes, hom wat saai, sal oorhaal, want kyk en sien, die oes is al wit tot rypwording. Dit is tyd, want alles wat in gebed voor God voorgelê was, beantwoord moet word. So verwag nou 'n deurbraak van seëning. Verwag nou 'n deurbraak van salwing. Verwag nou, omdat jy jou hart geskeur het voor hom, tot bekering gekom het, en jou lewe besaai het met sy woord, en jy het jouself uitgeoefen om genadig en liefdevol te wees teenoor ander. Al wat jy doen is wag, want die opbrengs is gereed. Ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u onfeilbare woord. U is waaksaam oor al u woord om dit tot vervulling te bring. En nou, Here, dat hier die woord gespreek is, bid ek nou u guns en 'n salwing, aanraking, wat 'n seëning sal nalaat, laat genesing plaasvind, laat verlossing plaasvind, laat bevryding plaasvind, laat troos plaasvind, laat intervensies kom nou. In die naam van Jesus, bevloed u volk met u gees, deur die stortreën en die buie van die Heilige Gees, wat die motreën, wat deurweek en deurdring. Laat die plante groei van God in die lewens van u volk groei en 'n groot opbrengs na vore bring. Bring die oes in. Bring die oes van genade in. In Jesus naam bid ek nou. Amen en amen.